Goeiemôre. Jy luister na oordenking 126 in die reeks Kopskuif. En ons tema vanoggend is om tuin skoon te maak. Gistermôre het ek die beeld gebruik van 'n tuin en 'n saailand om ons gedagtes voor te stel. Van ons geboorte af reeds is honderde duisende, miljoene saadjies in ons tuin gesaai, geplant en soms sommer daar neergesmyt. Nie alle saad is goed nie. Heel party is onkruid en is nie veronderstel om in ons denke op te kom, te groei en, hoe sleg dit ook al is, te floreer nie. Nou ja, toe ons klein was ons weerloos. Ons het nog nie 'n weerbaarheid ontwikkel en die vermoë om te onderskei tussen goeie en slegte saad nie. Ons kon ook nog nie regtig vir onsself opstaan en sê, tot hiertoe en nie verder nie. Om die waarheid te sê, as kind soek ons baie keer die fout by onsself. Ons internaliseer ander se slegte boodskappe. Soos ons ouer word en wysheid en ons selfstandigheid ontwikkel, het ons meer en meer beheer. Ons het meer vaardighede as tuiniers. En dit laat ons met twee take. Aan die een kant moet ons 'n omgewing skep waarin die saad kan floreer, waar die plante kan groei, waar ons ook voortdurend nuwe en goeie saad in ons tuin plant. Ons moet die plante koester, snoei en in stand hou. Aan die ander kant moet ons die onkruid van die verlede in bedwang hou, bly uitkap en waaksaam wees dat ou wortels en saad nie 'n terugkeer maak nie. Hulle het mos maar 'n gewoonte om jou te verras. Net as jy dink is verby, dan maak hulle weer 'n terugkeer. Ek het gistermôre 'n boodskap ontvang van een van die deelnemers aan Fiks vir die Lewe. En ek sal graag sy boodskap vanmôre wil voorlees. Dit is 'n boodskap dat ons nie uitgelewer is aan die slegte saad nie, en dat die groot tuinier ons tuin kan oormaak. Hierdie is 'n boodskap van Dominee Willem Botha. Ek lees dit voor. Goeiedag Tinus. Nadat ek vanoggend se Fiks vir die Lewe geluister het, wil ek vir julle die volgende vertel. Ek besef hoe maklik negatiewe, verkeerde woorde van ouers of onderwysers iemand kan seermaak en dikwels negatiewe gevolge het. Tog kan daar ook oorwinning daaroor wees. Ek was nie een van die begaafde kinders op skool nie, maar het hard gewerk. 'n Onderwyser het vir my ma gesê dat sy nie moet geld mors om my universiteit toe te stuur nie. Ek sal dit nooit maak nie. Dit was in my standaard 9 jaar. Ek kan nie onthou onder watter omstandighede my ma dit vir my genoem het nie. Dit het my aanvanklik baie negatief gemaak, maar later het ek vir myself gesê, ek gaan meneer X wys, ek sal dit maak. Daardie jaar roep die Here my op 'n wonderbaarlike manier om teologie te gaan studeer. Ek het vir my ouers beloof dat ek ten spyte van die onderwyser se siening hard gaan werk en dat ek glo die Here gaan my in my studies help. So gaan ek deur my studies en gedurende my voorlaaste jaar roep die Here my om onder die Khoza mense in die Transkei te gaan werk. Die dag van my legitimasie kry ek 'n beroep na die Transkei en werk daar vir 39 jaar tot my aftrede in 2015. Toe ek eendag, dit was lank voor my aftrede, in 'n gemeente preek waar ek vir 'n deputasiebesoek was, sit hier die einste onderwyser in die ouderlingbank. Dit het my nogal gevang toe ek daar op die preekstoel staan en hom sien. Maar toe gaan die volgende deur my gedagte. Meneer, nou praat ek en nou sal jy maar moet luister. Ek dink hy het vergeet wat hy vir my ma gesê het, want hy het my baie vriendelik kom groet na die diens. Ek het niks vir hom gesê nie, maar was so dankbaar teenoor die Here dat hy my gehelp het deur al ons jare in die bediening. Dit het ook daartoe gelei dat ek 'n boekie oor ons lewe en bediening in die Transkei geskryf het met die naam Sy arms om ons. Lelike, negatiewe woorde kan 'n kind breek, maar die Here kan juis daardie woorde gebruik om die teenoorgestelde te bereik. Baie dankie vir jou boodskappe. Ons 4 kinders en van die kleinkinders en ander familie en vriende het ook reeds aangesluit by die uitsendings. Mag die Here jou baie ryklik seën
en jou nog baie gebruik in jou gemeente en jou breër bediening. Groete, Willem Botha. Baie dankie, Dominee Willem, vir die baie mooi woorde en die seënwense vir my, die gemeente en ons almal se lewens. Dit is nou so lekker vanmôre om dit te kon lees. Want hierdie reeks word juis geïnspireer deur ons gesamentlike reis. Die verhaal van my en jou en ons saamstap met die Here. Ja, ek is die voordraer hiervan, maar dit is ons almal se verhaal. Dankie aan Dominee Willem en elkeen se boodskappe langs die reis. Indien jy weet van nog mense wat sou wou inskakel by die reeks, ek deel vanmôre weer 'n skakel waarop jy kan klik. Indien jy reeds op die groepie is, moet asseblief nie op die skakel klik nie. Dit sou jou uitneem en weer terug en is eintlik maar net 'n sirkelgang. Jy kan dit net aanstuur vir diegene wat hierby sou kon baat. Stuur dit veral aan vir jong mense. Dis hulle wat hierdie boodskappe juis baie nodig het. Daar is nou so 1050 mense op die twee groepies saam. Dankie vir die saamdink en saamgroei om fiks te wees vir die lewe. Kom ons bid saam. Hemelvader, dankie vir die getuienis van Dominee Willem, van hoe u die negatiewe saad in sy saailand uitgekap het en juist daar plek gemaak het vir al die ander plante wat u daarin laat opkom het, wat u laat floreer het en in soveel ander mense se lewens 'n verskil gemaak het. Vader, help ons deur die Gees om ons tuine mooi te onderhou, om die slegte saad nie te laat opkom nie, om die bossies en die onkruid van lank gelede te bly uitkap, en om die plante, die inheemse plante, te versorg, te snoei, welig te laat groei, en voortdurend nuwe saad te saai wat eer bring aan u, wat heilig is, en wat heilsaam is vir ons en almal om ons. Dit bid ons in Jesus naam. Amen. Liefde en 'n geseënde naweek vir elkeen.